Ek was nou die dag weer vir 'n week daar by die ouma Game Lodge ingeboek, toe ek en Libby en Elisabeth gaan jag het daar op Skaapplaas. En tydens my besoek daar het die verhouding tussen my en Johnny weer ter sprake gekom. Maar ag, ons kon nie dit behoorlik deurtrap nie. En ek het gedink ek wil net um 'n beter verduideliking gee aan ouma van my kant van die saak. Nou, om Johnny se karakter te verstaan, moet 'n mens 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. Mike het vir my gesê hy het gevlug vir pa en vir Johnny. Mike het vir my gesê as kind het Johnny hom verskriklik geboelie. En wat vir hom die bitterste en die seerste van alles was, is dit is gedoen in die teenwoordigheid van pa en ma. En nie een van die twee het iets daaraan gedoen nie. Mike se woorde aan my was: ma is nie onskuldig nie. Ma het dit ook toegelaat in haar teenwoordigheid. Nou, hierdie optrede sê iets van Johnny se karakter. En dan kan 'n mens 'n bietjie aanbeweeg in die geskiedenis. Toe ek 'n jong man was, het Groewe meer as een keer en herhaaldelik by my gekla: Johnny oes in. Johnny oes in. En my benadering was: ek gee nie om nie, dit pla my nie, hy kan maar inoes. Groewe wou gehad het ek moet iets daaraan doen, ek het net my nie daaraan gesteer nie. En weer eens, dit wys iets van Johnny se karakter. Na pa se afsterwe het hierdie karaktereienskap in Johnny weer na vore gekom. Want hy was nou deur pa aangestel in die familiebesigheid of die familietrust bokant my. So hy het nou 'n hoër rang beklee as ek. En ons is almal volwassenes nou. So wat gaan doen hy toe? Die trigger van hierdie hele ding is, ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie, die sneller. Die oorsaak van hierdie hele konflik tussen my en Johnny het as volg gebeur. Johnny was baie gestel daarop. Hy het dit baie maal gesê en herhaaldelik hoe baie hy doen vir die familie en hoe dankbaar ons moet wees. Hy het tot so mate daarop aangedring dat in teksboodskappe of as jy met hom praat, moes jy 'n punt maak daarvan om vir hom te sê baie dankie. Dit was nie 'n normale dankie situasie nie. Dit was 'n soort van 'n geforseerde, oordrewe dankbetuiging. Op 'n stadium het ek toe in my kinderlike naïwiteit aangebied om vir Johnny te help. Ek het vir hom gesê: Johnny, ek is beskikbaar om jou te help. En op daai oomblik, op daai dag, uur, minuut en sekond, het Johnny my ongelooflik vyandig gesind geraak. Verskriklik vyandig gesind. En hy het aan my begin doen wat hy aan Mike gedoen het as kind. En dalk vir die redes waarom Groewe so gekla het as kind of as jong man. Hy het nie 'n geleentheid laat verbygaan om my te verneder, verkleineer, af te kraak, te belaster en beswadder nie. En dit het 'n punt bereik waar ek in opstand gekom het. Dis die kern van die saak in 'n neutedop. Maar en dit is basies wat ek vir ouma gesê het toe ek daar was. Maar ouma het vir my gevra wat het Johnny gedoen en dis 'n bietjie 'n lang gesprek en ons kon nie daarby uitkom behoorlik nie.
So ek gaan dit nou vir ouma verduidelik. Ek gaan eers net die groot goed noem en daarna sal ek kleiner goed noem oor wat Johnny aan my gedoen het om my so die moer in te maak vir hom. Die grootste enkele ding wat hy gedoen het is hy het my beskuldig dat ek my hande op die trustbates wil lê en die trust uitmekaar breek. Nou, ek het verskriklik aanstoot geneem oor daai stelling van hom. Vir verskeie redes. Die eerste, hy onderskat my intelligensie, want as jy 'n doodgewone wiskundige berekeningkie gaan maak, sal jy sien dat dit nie in my beste belang is om die trustbates te probeer vernietig en my hande op van die trustbates te probeer lê nie. 'n Doodgewone wiskundige berekening. En ek het eintlik gewonder, wat is Johnny se intelligensie dat hy nie die berekening gedoen het nie of nie kan doen nie. Tweedens het hy my integriteit beledig deur te insinueer dat ek vir geen voordeel of miskien 'n klein voordeeltjie die familie en die familietrust sal benadeel in my eie selfsugtige individuele belang deur te insinueer dat ek nie in harmonie met die familie en die familie se beste belang kan saamlewe nie. Dis 'n ernstige aanklag teen my integriteit en ek neem ernstig aanstoot daarteen. En ek moet byvoeg, Johnny is die eerste mens in 62 jaar van my lewe wat my integriteit in twyfel trek. Die eerste en die enigste. Derdens, kan ek nie verstaan waarom Johnny hoegenaamd die idee vorm dat ek die familie trust wil opbreek en my vingers op die trustbates wil lê nie. Want benewens die feit dat ek nooit enige rede gegee het om so te dink nie, dink ek nie dit is moontlik nie. Al probeer ek dit doen, gaan ek nie slaag nie. Dis die hele bedoeling van 'n trust, is om die bates buite die hande van die begunstigdes te hou. So, toe ek daaroor nadink, toe het ek gewonder, het hy dit nie oorweeg nie, die feit dat dit nie gedoen kan word nie, of het hy 'n lae intelligensie, ek weet nie. Maar ek dink nie dis moontlik om 'n trust op te breek nie, al wil jy. Die tweede groot insident wat ek wil noem is toe die uitval tussen my en Johnny nou kom en ek kom in opstand teen die vieslike manier waarop hy my hanteer, het hy gedreig om my uit sy huis uit te sit. Met ander woorde, hier waar ek bly op Amanyani. En ek het weer eens ernstig aanstoot geneem. Ek laat my nie dreig nie. En ek het hom dit baie goed laat verstaan. Ander kleiner insidente sal ek so een vir een vir maar noem. Ek het gekyk na 'n dokument, die name van die trustees was daarop, en daar was sprake dat Charles wil bedank en so aan. En ek het vir Johnny gevra, is Charles 'n trustee? Dan antwoord hy as volg: ek weet jou oë is swak, maar jy kan maar glo wat jy daar lees. Jy verstaan, dis 'n opsetlike, vieslike, vernederende manier om my aan te spreek. Johnny het eenslag in my teenwoordigheid na my Land Rover verwys as 'n skedonk. Nou, dis ongeskik, ongepoets, ongemanierd om in iemand se teenwoordigheid na iets van hom
sy voertuig te verwys as 'n skedonk. 'n Mens doen dit nie. Daai persoon kan dalk baie trots wees op daai voertuig vir verskeie redes, of hy kan dalk nie beter bekostig nie. 'n Swart man met 'n donkiekar dalk. Ek is trots op my Land Rover. Is 'n rowwe veldvoertuig, vir 'n man soos ek, wat rowwe werk in die veld doen. Die voertuig word oud, hy doen skrape op, hy doen duike op, maar hy doen sy werk en hy pas by my en my persoonlikheid. En ek is trots op my Land Rover. Ek het aanstoot geneem teen Johnny wat niks daarvan dink om my in my gesig te beledig nie. Die ander geleentheid is toe hy vir my gesê het, ek is soos die vrou by wie ek is, of wat saam met my is. So asof ek nie my eie insigte en intelligensie het nie. Jy weet, die ironie van die saak is, Johnny se grootste probleem is met 2 vrouens van die tientalle wat ek gehad het. Het hy 'n groot probleem met 2 van hulle gehad of het. Hy het 'n groot probleem gehad met Rihanna. Want hoekom? Rihanna kon nie die vieslike manier waar pa teenoor my opgetree het en pa my behandel het verduur nie, en sy het my probeer beskerm teen pa. En Johnny neem haar kwaadlik daarvoor. En die ander persoon, die ander vrou teen wie hy dit het, is Elisabeth, want heel in die begin, toe hulle mekaar die eerste keer gesien het, het hy my probeer beskinder by Elisabeth en sy het hom afgejak, en sedertdien is sy skuim op die aarde. Behalwe hierdie 2 het ek hom nog nooit hoor kla oor 'n ander vrou nie. En ek dink dis die 2 met die beste karaktereienskappe wat ooit in my lewe was. Dan was daar die geleentheid wat hy my almoes soos gewees stel vir my gegooi het, soos om lanker en sê 'n stuk koupap vir 'n brak dat hy so spring om te kry. Op 'n opsetlike, vernederende manier. Nee, hy het dit dan nie letterlik gegooi nie, maar hy het die woorde gebruik. Hy het gesê, kyk, hier gaan hy staan en wag, Wat gebeur het, hy het vir my vertel agterna. Ek en hy het 'n afspraak gehad. Hy's haastig, ek kry hom langs die pad, hy gee my almoes vir my en hy ry. En dan, kort voor hy daar stilhou, dan sê hy vir die persoon wat by hom is, kyk, hy gaan hier staan en wag, vir sy geld. Met ander woorde, hy skep daai toneel van iemand wat 'n stuk koupap vir 'n brak gooi wat spring daarvoor. Opsetlike, vernederende optrede. My ander bron van aanstoot teen Johnny is die manier waarop hy my belaster het by pa en ma. Hy het julle laat verstaan dat ek is 'n dwelmverslaafde en 'n suiplap. Nou dit is so, ek het gekuier en ek het rof gekuier in julle, volgens julle maatstawwe. Ek het gekuier en ek het 'n paar mevrou Suid-Afrikaans gehad in my lewe. Maar ek is nie spyt daaroor nie. Ek het dit gedoen, ek het dit geniet en ek het net eendag toe ek besluit, ek het nou genoeg en ek het opgehou. En ek het aangegaan met teruggekeer na die, kom ons noem dit die gewone lewe. Die storie dat ek verslaaf was, waar in jou lewe is jy verslaaf aan iets en die volgende dag besluit jy net, nou genoeg gehad jou op. Dit is 'n blaatante leuen en 'n laster en belastering. En ek maak ernstig beswaar daarteen. Johnny het my een keer genooi om 'n besigheidsvergadering, noem dit maar so, by te woon daar by die hotel, wat ek gedoen het.
en daarna net nooit weer nie. Sy weergawe aan ma is dat hy my 'n vraag gevra het en ek kon hom nie antwoord nie. Die waarheid is, Johnny wil my nie betrokke hê by die familie nie, en hy wil nie hê ek moet weet wat daar aangaan nie. En 'n mens kan net spekuleer oor waarom. Hierdie feit word verder bevestig deur die feit dat Johnny vir ma gesê het, ma mag vir my geen inligting gee nie, spesifiek nie enige iets van jou testament nie. Hy het ook vir Fanny van Vuren, die rekenmeester, instruksies gegee dat hy geen vrae van my af mag beantwoord nie. So ek wonder nog al die jare, wat is daar wat Johnny so naarstiglik vir my wegsteek en hoekom ek nie mag weet wat in die familie aangaan nie. Ek mag nie betrokke wees nie, ek mag nie weet nie en ek wonder hoekom. Insidente op opdrag, die jagplaas. Eerste insident. Johnny gooi 'n tantrum want Nadia het 'n stiggie gepluk in die tuin op opdrag. Tantrum. Hy het vir my vertel, sy het 'n stiggie gepluk en hy het 'n tantrum gegooi daaroor. En dit was die eerste keer waar ek gewonder het of waar 'n skroef los is hierbo, want rarig, 'n stiggie pluk in die tuin. En dit is nou 'n groot issue. Ander insident op opdrag. Ek het gaan jag daar en ek het nou honde hier by my huis in Pretoria, onder andere 'n 3 maande oue Jack Russelltjie, Petroleum. Nou Petroleum, ek los die honde maar hier en die bediendes kyk na hulle so, maar Petroleum is te klein, sy is 3 maande oud. So ek het haar saamgevat. As ons nou in die jagveld is, het ek nou vir Petroleum op die bloedspoor neergesit en so. Ek bedoel, sy is 3 maande oud, sy is soos 'n babietjie wat jy in 'n stootkarretjie stoot, sy val oor haar eie voetjies. Kry ek agterna 'n lang brief, hond in die jagveld, is nie aanvaarbaar nie. Regtig? Nee. Ja, dis die ander insident ook met Petroleum, want ek het 'n punt gemaak daarvan, by my eie huis ook, is die klein hondjies, hulle piepie en poef mos nou maar waar hulle is, soos 'n babietjie wat in sy broek skyt. So, ek vat haar elke 2 tot 3 ure, vat ek haar buite toe, en dan haapie grassies en so. Maar dit het toe nou gebeur daar op opdrag, dat sy nou een keer, het ons nou opgeslip, en sy het nou 'n theelepeltjie daar op die mat, of iets. Groot storie, lang brief, hond pas in sy huis, ons gebou. Dit is nie so erg nie. Die ander insident ook op opdrag is, ek het met 'n volstruiseier daar by die kamp aangekom en ek het dit gebruik as opbrengs van die jag. Met ander woorde, ek het die eier, die gaatjies ingemaak en hom uitgeskit. Hy was nog vars, ons het die eier geëet en die dop het ek nou gehou en weet die normale storie. Nou hoe het ek aan die eier gekom? Dit was 'n weglê eier. Kyk, hoenderhenne doen dit ook mos veral jong henne. Die eier val sommer uit, sy weet nog nie, sy moet gaan nes maak nie, jy loop op die werf en lê daar 'n eier, tel jy nou maar die eier op. Nou hierdie eier, ek dink dit was al 2 eiers, ek kan nie onthou nie, was daai situasie, het was nie 'n eier in 'n nes of iets nie, het was 'n weglê eier wat sommer daar in die veld gelê het, wat ek opgetel het. Moerse issue. Ek mag 'n kudu skiet, maar ek mag geen volstruiseier optel nie. En die ander insident op opdrag was, Libby het by die pan vlakvarke voorgesit en daar 3 klein baba vlakvarkies gekom, hulle het so reg teen mekaar gestaan in watersyp en Libby het geskiet, sy skiet al 3 vrek met 1 skoot. En ons almal lag daaroor, 3 vlakvarke met 1 skoot mors dood geskiet pan, weet, en dis snaaks, dis 'n grap.
Nie Johnny nie, hy wil hom bekak. Hy wil hom bekak. En ek het toe vir hom gesê, nou maar okay, maak jou prys vir die 2 ekstra vlakvarke wat geskiet is, dan doen hy dit ook nie. Met ander woorde, hy maak 'n scene, maar nie omdat hy wil dit nie regstel nie. Hy wil net 'n scene maak. Regtig onaangename mens om in sy teenwoordigheid te wees, regtig. Ja, broedertwis is eintlik 'n baie algemene verskynsel. As jy net kyk in die Bybel, Kain en Abel, Jakob en Esau, Josef en sy broers, is 'n baie algemene verskynsel as jy kyk na die geskiedenis in die middeleeue, klassieke tye in middeleeue, hoe broers mekaar vermoor het en broers hulle eie paas vermoor het en ja, die situasie in die Erasmusse is eintlik nie 'n uitsonderlike situasie nie. Dit laat my baie dink aan 'n haai. 'n Haai se kleintjies word mos in haar baarmoeder uitgebroei. Dan is daar nou sê maar 3 of 4 klein haaitjies. Hulle vreet mekaar op binne in die baarmoeder, net een word gebore. Ja, so 'n mens hoef seker nou nie elke insident in herinnering te roep nie. Ek dink julle kry die drift of it, soos die Engelsman sê, die drift of it. Hoekom ek 'n bietjie opstandig is. Okay, dankie.